that saved a wretch like me. Goeiedag, ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. Goeie nuus is nie altyd beskikbaar nie, maar enige tyd wat ons na die skrif gaan kyk, dan sien ons die goeie nuus. Dan af na die invalshoek wat jy daarna kyk. Paulus begin met hierdie gemeentetjie wat hy begin het in Filippi, dan skryf hy vir hulle later, hy sê verbly julle, ek herhaal verbly julle. Want dan besef 'n mens die groot werklikheid van blydskap. En dan sien 'n mens, dit kom hier van op Psalm 139 af, maar nou sit Paulus in die gevangenis in Handelinge 16, hy en Silas, stikking geslaan, onverhoor, in die diepste van dis donker, en hy kom hier rondom middernag, dan sê hy vir Silas, Silas, kom ons loof en prys hierdie groot God. En hy gaan en hulle loof en prys hierdie groot God, en stikking geslaan, en soos hy in al sy goed skryf, verbly julle, dan sit hy in die boeie, soos hy Galasiërs 5 skryf, Galasiërs 5 vers 1, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het. Staan vas in die vryheid, en dan sit hy self in die tronk, en dan besef 'n mens, dis 'n vryheid, dis 'n blydskap wat van binne afkom, dis nie 'n blydskap wat jy kan opwek nie, dis 'n blydskap as gevolg van jou geloof, as gevolg van dit wat jy glo, met ander woorde as gevolg van jou oortuiging. En dan kyk ons daarna, dat ons het, in die vorige geleentheid het ons bietjie daaroor gepraat, oor heiligheid en geloof, voor die kruis, die kruis was die waterskeiding tussen die ou en die nuwe. Ons kry voor Christus, ons kry na Christus. Soos ons almanak werk, dan sien 'n mens dat daar's absolute werklikheid, dit is tot op Christus. En dan praat hy daarvan, hy sê die Ou Testament was 'n skaduwee gewees tot op Christus. Maar daarna, toe die lig begin skyn, in Johannes 1, dan sê hy, die waaragtige lig wat die hele wêreld verlig was in die kom in die wêreld. En toe die lig begin skyn, toe verdwyn die skaduwee, want dis hoe dit werk. Nou ons is baie keer, dan vat ons Jesus Christus uit en die sukses, die absolute sukses wat hy gedoen het, uit die prentjie uit, en dan sien ons duisternis, en ons sien hoe swaar gaan dit met ons, en kyk hoe sleg gaan dit met ons, en ons vrees vir die dag van môre, net omdat ons gekies het om die duisternis te bring, deur die lig weg te vat. Mense, en dan die oomblik wat ons met mekaar begin gesels, en ons bring hierdie werklikheid van Jesus Christus, die lig, hy sê in Efesiërs, hy sê, julle is nou die lig. Met ander woorde, ons bring dan die lig. Paulus skryf van, mense, dit is so mooi as jy gaan kyk, dat hy skryf daar in Handelinge 26, hy sê, hy het gekom om die mense te oortuig van die duisternis tot die wonderbare lig. So dis so belangrik dat ons besef dat Jesus Christus is die lig, en as ons met mekaar praat, dan skyn ons die lig, en die oomblik as die lig skyn, dan verdwyn alle duisternis. Die duisternis vlug daarvoor, jou probleme, al jou ongeruimthede, alles wat verdwyn daarvoor, gaan kyk maar net. Mense gaan kerk toe, dan kom hulle daar, en dan staan hulle partykeer sommer in rook buite of wat ook al, en vertel grappe en al daai snaakse goed, maar die oomblik as hulle in die kerk instap, wat maar net 'n beeld is van die ding, nee, dan sien jy hoe heilig sit hulle daar in die kerk, en dis 'n verlange vir die mens, dis iets wat ons na onsself moet gaan kyk, dis so reëel. Die oomblik as ons met Jesus Christus besig is, dan verdwyn alle duisternis, en die lig begin skyn, en dan sien ons weer kans vir môre, soos die ou liedjie vir ons sê. So mense, baie belangrik het ons gekyk, dat dit nie oor jou geloof gaan, voor die kruisiging, selfs in die 4 evangelies, gaan soos jy dit geglo het, jou geloof het jou gered, ensovoorts. Maar toe kom ons, toe Jesus Christus sterf, toe sterf hy vir almal was ingesluit in Christus, ons is saam met Christus gekruisig, ons leef nie meer nie, sê Galasiërs 2 vers 20, toe sterf jy, en jy sterf jou geloof ook af. Nou kry jy 'n nuwe geloof, dis hoekom die skrif sê, Romeine 10 vers 17, geloof kom nou deur die gehoor, geloof kom deur die gehoor, want jy het nou nie meer geloof nie,
Nou kom dit, maar wie se geloof is dit as dit na jou toe kom? Die geloof van God. En dit is absoluut die werklikheid wat die wêreld oorwin. Mense is so fantasties en dis hoekom ek elke keer begin met die goeie nuus. Dis die goeie nuus aangaande Jesus Christus wat vir ons gekom het. Nou, praat as ons nou net besef die waterskeiding. Ons gooi nooit die oue weg nie. Die skrif praat telke maal daaroor, dit wat gebou is op die wet en die profete, soos byvoorbeeld Romeine 3, so van vers 20 af, reg deur Efesiërs 2 praat hy daarvan, dis 'n gebou op die wet en die profete. Mense, Paulus kom en hy sê, hy het 'n nuwe gebou wat hy kom oprig. So, hy praat van 'n nuwe gebou, hy sê, soos 'n bekwame boumeester het hy nou begin bou, en hy het 'n fondasie gelê, hy sê, maar daai fondasie, sê hy in 1 Korintiërs 3, is Jesus Christus, en hy sê, niemand anders te bou op 'n ander fondasie nie, daar bestaan nie 'n ander fondasie nie, jy bou nie op Moses nie, jy bou nie op die wet nie, jy bou nie op die Ou Testament nie, jy bou op Jesus Christus, want daardie fondasie van die Ou Testament het so, mense, dit is so fantasties, as jy dink die fondasie van die Ou Testament, die grootste van grootstes val net so, Dawid, Abraham, al daai ons, nee, val net so, want dit is 'n fondasie, 'n klein fondasie gewees. Nou sit ons met 'n fondasie wat Jesus Christus gesê het self, hy sê hierdie is 'n lewe wat strek tot in die ewige lewe. Mense, dis 'n verskriklike hoë gebou waarmee ons besig is, en daarom moet die fondasie baie sterk wees, en jy is nie so braai dat jy die fondasie kan wees nie. So jy kan nie op jouself bou nie, daarom bou ons op Jesus Christus, en dis die gebou wat ons bou. Hoor gou hierso, 1 Petrus 1, van vers 9 af, hy sê, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele te verkry, want ons is gees, siel, liggaam, en die probleemarea is, dat God het vir ons weer hierdie werklikheid kom gee. Ek gaan so bietjie oor die goedjies spring, net terwille van tyd gaan ek dit noem. 1 Korintiërs 2, van vers 12 af, en sê hy, dat God het nie vir ons die gees van hierdie wêreld gegee nie, maar hy het vir ons sy gees gegee, sodat ons kan weet wat hy ons uit genade geskenk het, dat ons hom kan ondersoek. Hy sê, want jy weet nie wat in die gees van 'n ander ou aangaan nie, nog minder weet jy wat in God se gees aangaan, maar daarom het God in Christus gekom, en, mense, is groot hierdie. Jy weet nie wat in 'n ander ou se gees aangaan, en sy gedagte aangaan nie, net so weet hy nie wat by jou aangaan. Jy kan so voor 'n ou sit en sy rad voor sy oë draai. Hy sê, so weet jy ook nie wat in God se gedagtes aangaan nie. Dis die Ou Testament. Hy sê, daarom het God vir ons sy gees gegee. Nou kan ons sy gees ondersoek. Dan praat hy later, die 13de en die 14de vers, 1 Korintiërs 2. Dan sê hy, die natuurlike mens kan nie die dinge van die gees verstaan nie, want alles word geestelik beoordeel, want God is gees. Hy sê dit vir ons in Johannes 4, vrou by die put, dan sê Jesus vir haar, God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. So dit het hy gekom, en daarom het God in Christus gekom, en sy gees uitgestort oor alle vlees, sodat almal die gees van God het, en dit is so fantasties. Hy sê, niemand sal 'n verontskuldiging oor dit hê nie. Hy sê, want hy roep nou van binne af, byvoorbeeld in Galasiërs 4, so in die 4de, 5de vers, dan sê hy roep nou van binne af, my Vader, Abba Vader, roep hy van binne af. Hy sê, byvoorbeeld Romeine 1, nadat hy praat van geloof tot geloof, geloof tot geloof, God se geloof wat nou jou geloof word, sê in die 18de vers, hy sê, niemand sal 'n verontskuldiging wees nie, want hierdie waarhede waar ek vanaand praat, het God self in elke mens se hart uitgestort. Hy het dit ingestort. Hy sê, maar wat doen die mens? Hy sê, party mense het dit deur ongeregtigheid het probeer hulle dit onderdruk. Jy kan dit net onderdruk, maar dit sal uitkom. Jy sal hom hier, soos 'n fontein, jy sal hom hier toe druk en borrel hier uit. So sal hier die werklikhede daar wees, want dit is God wat aan die werk is met dit. En so, daarom het God vir ons sy gees kom gee, dis gees, siel is jou denke wat moet vernuwe, volgens Romeine 12 vers 2 onder andere, en Efesiërs 4 vers 23 en 24 sê dat jy nou moet in jou denke vernuwe word oor hierdie werklikhede, en dan sit ons
dat die derde een is natuurlik die liggaam. En die liggaam sal verander as die denke dit glo, want jou denke is die lamp van jou liggaam, sê Matteus 6. Nee, so vers 19, 20, 21. So hy sê, einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Hy sê, aangaande hierdie saligheid, het die profete wat geprofeteer het, oor die genade wat vir julle, dis vir ons, julle, as hy sê julle, dan is die mense wat hierdie woord hoor, dan moet hy sê, dis vir my. Genade wat vir julle bestem is, het die profete ondersoek. Jy sien, dis die Ou Testament, nee. En nagevors, hulle het daarna nagevors, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruitgetuig het, die gees het vooruitgetuig het, van die lyde wat oor Christus sou kom, 2000 jaar terug, en die heerlikheid daarna, in ons lewe, in die heerlikheid daarna, verstaan nie hoekom ek sê, dis die goeie nuus, die blye boodskap, verbly julle in alle omstandighede, ek herhaal, verbly julle, dis die einddoel van julle geloof, die saligheid van jou siel, want die siel is, die denke is nog altyd die probleem, gees is nie 'n probleem nie, want God het vir ons sy gees gegee, en na mate jou denke verander, sal jou optrede verander. So baie keer dan sien ons daar soos iemand, dan sien ons hy maak nou, dan onthou praat nou gees, siel, liggaam, nou sien jy, hy sê ons is nou die gebou van God, weet jy nie, jou liggaam is 'n tempel van God, nou sien 'n mens baie keer, joh, maar daai ou, al wat moet gebeur, is dat daai ou gebou wat hy dink jy is, wat jy in jou denke het wie jy is, die ou mens, die probleem, hy sê in Matteus 15 vers 6, hy sê, julle maak die werk van God kragteloos deur julle tradisies. Jy sien, daai tradisionele gebou, jy moet nie net uit 'n ander gebou bewoon nie, hy moet afgebreek word, hy moet gesloop word. Jy sien, ons wil dit wat ons in die tradisie geleer het, jy moet jouself verbeter. Jy moet jou verbeter, jy moet word soos Christus, jy moet 'n beter mens word, jy moet begin beter dinge doen, jy moet begin beter lyk. Dit is net om my ou gebou bietjie op te tollie. Nee, dis nie dit nie. Hy sê, ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie. Daai ou gebou moet gesloop word in jou denke deur geloof. Kom deur die gehoor deur die woord van God. Mense, dit is so belangrik dat ons daarna gaan kyk. Nou kom Jesus byvoorbeeld in Johannes 2 in die evangelies. Nou praat hy met die mense oor wat hy gaan doen aan die kruis. En hy begin met die water en wyn wat hy verander, wat hy net vir hulle wys. Weet jy wat? Julle sit met hierdie prosesse van die Ou Testament. Wyn hoe langer die wyn staan, hoe beter is hy. Hy sê, maar ek kom om 'n instant werk te doen, 'n onmiddellike werk, net so. Hy sê, ek gaan onmiddellike werk doen. Praat Jesus met sy disippels, hy het gekom, 3 jaar op aarde geloop om vir ons te kom wys, wat 'n lewe hy vir ons gaan gee. Nee, hy is nie 'n voorbeeld vir ons, dat ons moet probeer word soos hy nie. Nee, hy was 'n voorbeeld van ons. Hy was die eerstgeborene van baie broeders. Mense, ons moet ons goedjies bietjie in lyn kry met die ding. Hy was nie 'n voorbeeld vir ons, dat ons hard moet soeg en sweet om soos hy te word nie. Hy was 'n voorbeeld van ons, die eerstgeborene. So kom wys hy hierdie goed. En nou verduidelik hy vir hulle. Hy sê, ek gaan 'n onmiddellike werk doen. En die Heer sê, hoekom sit julle die goeie wyn laaste op? Wat is die Goeie Testament? Die Nuwe Testament, die Laaste Testament. Nee, ons kan nie by die Eerste Testament bly nie. Nee, want hy sê vir ons, dit was die slegte wyn. Nee, nou is die goeie wyn vir ons kom insit, 'n onmiddellike werk, 3 dae. Nou praat Jesus met hulle, as ons dit nou nie verstaan nie, dan gaan hy dit vir ons hierso sê, hulle vra in die 18de vers vir Jesus van Johannes 2, wat 'n teken doen u? Vers 19, en Jesus antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. Sien jy waaroor praat hy oor die water en wyn, die wonderwerk van die water en wyn? Hy praat oor die tempel, nee, hy praat oor die tempel, hy sê, die breek hierdie tempel af en 3 dae sal ek dit oprig. En die Jode sê, 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou en u sal dit in 3 dae oprig. Hoor mooi, maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. Oor die tempel van sy liggaam gespreek. En dan sien ons die werklikheid wat Jesus gedoen het. Hulle kon hierdie goed nie glo nie.
Hulle kon dit nie glo nie. Hy stap saam met die Emmausgangers, Lukas 24, stap hy saam met hulle herken hom nie eers nie. Hulle sê, alles is nou daarmee heen, ons het soveel hoop gehad in hier. Hy sê, waarvan praat julle? Nee, hulle sê, as jy 'n vreemdeling, sê hulle vir Jesus. Jy sien, want die opgestane Jesus, en hy verduidelik hulle van die begin af, al die skrifte in die Ou Testament wat op hom betrekking het, kan nie nou so toe gaan in Lukas 24, gaan lees dit. En daarna open hy sy oë, hulle oë, sodat hulle die werklikheid kon sien. Jy sien, want as Jesus dit voor die kruisiging, hier is hy nog Johannes 2 voor die kruis besig, dan dit gesê, dan sou hulle, hy sê dan 1 Korintiërs 2 vers 8 sê, dan sou die God van hierdie wêreld Jesus nooit laat gekruisig het nie. Jy sien, so nou is hy hier besig met verborgenhede. Nou sê vers 22, en eers toe hy opgestaan het uit die dode, het sy disippels onthou dat hy dit vir hulle gesê het, en hulle het die skrif geglo en die woord wat Jesus gespreek het. Mense, daai skrifgie, daai vers het boekdele. As jy nog net kyk na die Ou Testament en die 4 evangelies, dan sal jy nog wees tot by vers 21. Nee, jy sal nie verstaan waarvan praat Jesus nie. Maar eers wanneer jy die sukses van die kruis sien, die na-kruis boodskap, nee, dan sal jy onthou en sê, o, dis hoekom Jesus dit gesê het, dis hoekom hy die water in wyn verander het, dit is hoekom hy gepraat het oor die grondkondisies, dis hoekom hy gepraat het oor die sout van hierdie aarde, want die sout wat laf geword het, moet weggegooi word, en jy kyk na jou lewe en sien jou lewe is laf, jy is niks meer werd nie. Hy sê, jy kan jouself nie verbeter nie, jy het nuwe sout nodig. Dis die boodskap, dis die goeie nuus van Jesus Christus. So, hy kom om die ou gebou af te breek, en hy bou 'n nuwe gebou, en dit is sy lewe wat hy dan vir elke mens gee. Hebreërs 5 vers 12 sê, vers 11 sê, hulle het traag geword om te hoor. Nou kom Hebreërs 5 vers 12, dan sê hy, dat, weet julle nie, dat julle behoort teen hierdie tyd al leraars te wees nie. 'n Leraar leer 4 jaar, 3 jaar party van hulle, anders 6 jaar of 7 jaar, dan sê hy 'n leraar. Dan kom ek, sit 42 jaar lank in die kerk, nee, en ek het geen idee wat my skrif aangaan nie. En ek is nog nie eens in staat om my eie ou huisgroepie te doen nie, of met net vir my eie mense die, ek moet sê, nee, ek moet die kerk toe gaan, ek moet dominee gaan hoor, hy moet my in die hemel kry. Dit was maar die siening wat ek gehad het. Jy sien, en nou kom hy sê, maar jy behoort al leraars te wees. Nee. So dis baie belangrik dat ons gaan kyk. Nou praat die skrif met ons. Dan kom Jesus en hy praat met die mense en die skrif sê vir ons 'n paar keer dat jy moet weet, nee, jy moet weet wat die werklikheid is. Nou kom ons gaan kyk gou na Romeine 6. Die evangelie in Romeine 6, nadat ons nou die hele werklikheid, ons vier Kersfees en ons Paasnaweek, Goeie Vrydag en die Opstanding Sondag en week voor die tyd Palm Sunday en ons vier Hemelvaart en al daai tipe van goed. Dan kom die skrif en hy sê vir ons, okay, julle het nou al hierdie goed gesien en jy het nou gehoor, Galasiërs 2 vers 20 sê, weet jy nie dat jy saam met Christus gekruisig is nie en jy leef nie meer nie. Hy vra, weet jy nie? Weet jy dit nie? Hoekom weet jy dit nie? Nee, want geloof kom deur die gehoor deur die woord van God. Julle behoort teen hierdie tyd al leraars te wees, maar jy sit en jy wil nog steeds sê dat mense moet jou hierdie werklikhede voer. Nou kom hy nou sê Romeine 6 vers 3. Of weet jy nie dat ons almal wat in Jesus Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons so ook in 'n nuwe lewe kan wandel, nie die ouer nie, in 'n nuwe lewe kan wandel. Weet jy dit nie? Ek het dan vir jou gewys, ek het dan my seun afgeskilder, sê Galasiërs 3, asof hy gekruisig is. Julle vier dit, wêreldwyd word dit gevier. En weet julle dit nie? Hy sê, want as ons saam met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, hierdie is die evangelie, dis die kruisboodskap, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Hy het ons nie daar vergeet nie, aangesien ons dit weet,
dat ons ou mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Mense, is so belangrik. Jy verkoop jou ou kar, ry nie meer met hom nie. Nou het jy 'n nuwe lewe, jy het dit in die doop getuig, né, dat jy is onder die water in, jy het gesterf, as die ou mens het gesterf, die ou Gerrie het gesterf, staan op in 'n nuwe lewe, die lewe van Jesus Christus, dit wat hy vir ons hier sê. Hy sê nou, hoe kan jy nou nog daardie ou lewe leef, met die ou wat gesterf het? Jy kan dit nie leef nie, Jesus Christus is nou jou lewe. Hy sê vers 7, want hy wat gesterf het, is geregverdig van sonde, nie sal wees nie, nie as jy 'n beter mens word nie. Die oomblik wat jy die lewe van Jesus aanvaar, jou demonstrasie in die doop, ek sterf, en ek is begrawe saam met Christus, en ek staan op as 'n nuwe lewe, dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het, dit wat hy afgeskilder het. Hy moes nie ly nie, dit was jy, en hy skilder af, so die natuurlike, die Ou Testament kan weet, dat, want Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood, as gevolg van Adam se sonde, nie myne nie. Nergens sê, dit is my, Adam se sonde het gemaak dat ek moet sterf, en Jesus kom sterf daai dood namens ons, daar's baie teksies wat ons daar saam met dit sit. Dan gaan hy verder, en hy praat hier in die 16de vers, dan sê hy, weet julle dit nie? Hoe is dit dan nou? Dit lyk verbaas as ek dit vir julle sê. Weet jy nie dat aan wie julle jouself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees nie? Julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, né? Soos jy nog 'n sondaar is, dan moet jy weet, né? Of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Hy sê, weet jy nie dat dit wat jy doen, né? Ek meen, as jy mos nou gaan werk by 'n sekere plek, dan word jy deur daai plek betaal. Nee, jy sê, dit is so maklik. Hy sê, hom aan wie jy gehoorsaam is, of die sonde tot die dood, die oue, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid, die nuwe. Weet julle dit nie? Hy kom in 1 Korintiërs 3 vers 16, praat hy oor hierdie reddingswerklikheid, dan sê hy, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie? Weet julle dit nie? Hoe ek sê dit dan vir julle, ek het dit gedemonstreer vir julle, ek het my lewe vir julle gegee, hy is uitgestort in Handelinge. Hoe weet julle dan nie hierdie dinge nie? Hy sê, as iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig, en dit is julle, is heilig, dit is julle. Weet julle dit nie? Hoe wil julle dan nou sê, jy het Jesus Christus aangeneem as jou lewe, maar jy's nie heilig nie. Mense, ons moet hierdie werklikhede weet. Kyk hoe herhaal die skrif dit vir ons. Paar keer, hy kom in 1 Korintiërs 6 vers 9, dan kom hy sê, of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? So as jy nou nog met ongeregtigheid besig is, weet jy nie dat jy nie die koninkryk van God sal beerwe nie? Mense gaan aan, dan ek het die dag toe ek by hierdie boodskap hoor, toe sê ek, dankie Here, want as ek 'n week voor dit gesterf het, dan het ek definitief nie ewige lewe gemaak nie. En ek het niks gedoen nie, ek het net die boodskap van my redding, Efesiërs 1 vers 13, mense baie belangrik, ek was baie betrokke by die geestelike diaken en al die goede, en toe ek hierdie boodskap hoor, toe besef ek is hel verdiend. En ek het niks gedoen nie, al wat ek gedoen het, ek het die woord gelees, en Efesiërs 1 vers 13 sê, toe jy die woord van die waarheid, die evangelie van jou redding, gehoor het. Jy het dit gehoor, en ek het dit gehoor, en ek het saam met die mense gegaan, en ek het die Bybelstudies begin bywoon, en die dienste begin bywoon, en ek het gehoor, en toe begin ek dit glo. Hy sê, in die oomblik as jy dit glo, word jy verseël met die belofte van die Heilige Gees. Efesiërs 1 vers 13. Weet julle dit nie? Vra die skrif vir ons hierso. Hy sê, gaan verder hierso vers 19. Hy sê, of weet jy nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is, wat in julle is nie, wat julle van God het, jy het dit van God afgekry, en dat julle nie aan julle self behoort nie, jy behoort nie aan jouself nie. Mense, die evangelie van die goeie nuus. Ek moes niks gedoen het.
om van die kant van die waterskeiding af oor te gaan na hierdie kant toe nie. Ek moes net die evangelie, die goeie nuus hoor en hoor en hoor, bywoon en toe ek dit begin, toe ek dit glo, geloof is 'n oortuiging, toe ek oortuig is daarvan, toe word hierdie my werklikheid. Hy sê, en niemand sal jou uit my hand ruk nie. Goeie nuus van Jesus Christus. Amen. I'm found was blind.